Goeiemôre liewe luisteraars en baie welkom op hierdie lieflike Vrydagoggend. Jy is weer ingeskakel op Joy Radio en jy kuier saam met my op die program op reis na innerlike genesing. Vanmôre is ek werklik uit my hart uit dankbaar om weer hier met julle te kan gesels. Nou die mikpunt van hierdie program op 'n Vrydagoggend is om werklik te kyk na die effekte wat onverwerkte emosies en innerlike stryd op jou liggaam het. Wat bære jy diep daar binne in jou? Wat keer jou, liewe luisteraar, om werklik weer hoop te vind of vry te kom? Vanoggend is my program so effe anders, 'n boodskapie van bo, 'n storie van hoop. Ek weet nie waar jy jouself bevind nie, in watter seisoen jy dalk vassteek nie. Maar wat ek wel weet, is dat Abba vir my en vir jou soveel meer beplan as net 'n lewe van stryd en sukkel. My tema vandag, wanneer die olie in jou seisoen min raak. Liewe luisteraar, ek wil jou vra om vir 'n kort oomblik jou oë toe te maak. Die geraas van die wêreld net vir 'n paar oomblikke stil te maak. En jou hart toe te laat om te luister na wat Abba dalk vandag of vanoggend vir jou wil sê. Sien vir 'n oomblik die volgende proses. Olywe wat sorgvuldig bymekaar gemaak word. Klein, gewone vruggies vanaf 'n olyfboom. Dit word in 'n groot klippers geplaas en stadig word hulle fyn gedruk en gepers. In die proses begin die olywe breek as gevolg van die gewig van die klippe. En dis dan wanneer die kosbare olie begin vloei. Kan jy dit sien vanmôre? Hoe hierdie verloop van verfyning suiwer olie lewer as 'n eindproduk. Nou ons leer in die woord dat olie soveel waardevolle gebruike gehad het. Ek dink die eerste wat by ons sal opkom was dat hulle olie gebruik het vir lampe of vir kos. Maar die olie het egter 'n ongelooflike diep betekenis. En dit was meer as net vir kos of lampies, maar het ook dikwels die geestelike simboliek gedra aan Abba sy teenwoordigheid, sy genesing, sy vreugde, roeping en ook natuurlik die werking van die Heilige Gees. Nou wanneer ons werklik begin kyk hoe dikwels olie in die woord voorkom, dan besef ons dat dit amper 'n prentjie geword het van Abba se aanraking. So ek dink wanneer meeste van ons dink aan die olie, veral wanneer dit by ons geestelike lewens kom die woordjie salwing op. En dit vat my na Dawid en die deel van die woord wat ek na verwys is 1 Samuel 16. Wat 'n diep hoofstuk. Abba kies vir Dawid as 'n toekomstige koning. Terwyl niemand hom raak gesien het nie, het Abba reeds van die begin af vir hom 'n groter plan gehad. Ons lees selfs dat sy familie het hom by die skape gelos. Hulle het hom nie eens ingeroep nie, maar Abba het hom nog steeds raak gesien. Hoor vanmôre, liewe luisteraar, Abba ontmoet ons werklik waar ons is. Net soos hy vir Dawid tussen sy skape gevind het, vir Moses in die woestyn, selfs die disippels op 'n vissermansbootjie. In die deel van Dawid se storie word hy gesalf, maar hy word nie dadelik koning nie. Daar was egter nog 'n tydperk van wag, vorming, verwerping, pyn en voorbereiding. En ek dink dit wys vir ons dat die salwing nie altyd verwys na onmiddellike vervulling nie, maar dat die reis van vorming dan dalk juist daar begin. Na die salwing sê die woord die volgende: Die Gees van die Here
het van daardie dag af oor Dawid vaardig geword. Die belangrikste deel van die storie was dus nie die olie self nie, maar Abba se teenwoordigheid. Die olie was die uiterlike teken en die gees was die ware krag. Dit herinner ons weer vanmôre. Mense, hulle kyk na die uiterlike, maar ons hemelse Papa, hy sien jou hart raak. Abba sien in ons daai olie raak voor die wêreld ons waarde probeer verander of bepaal. Nou terwyl ek die verhaal lees, vanoggend vat dit my so bietjie terug na 'n ou bekende koortjie. Die liedjie self klink op die oppervlak soos 'n doodgewone, eenvoudige, vrolike kinderkoortjie, maar geestelik dra dit iets diep. Dra dit 'n boodskapie van afhanklikheid, innerlike genesing en volharding as dit by Abba kom. Ek glo elkeen wat vanoggend hier sit en luister, ken dit. Dit gaan so, dit sê, give me oil in my lamp, keep me burning. En dit vanmôre maak my opgewonde in my gees. Hierdie emosionele opgewondenheid om aan die gang te bly vir Abba. Nou, liewe luisteraar, onthou ons het vroeër ook gesê dat olie ook dikwels die teenwoordigheid van die Heilige Gees verteenwoordig. Abba se krag, sy vrede en lewe binne in ons. Nou in hierdie liedjie simboliseer die lamp ook ons innerlike lewe. Jou hartjie, jou geloof, jou hoop en jou verhouding met Abba. En vinnig word 'n kinderkoortjie 'n gebed wat sê: Abba, hou my innerlike liggie aan die brand. Laat daardie vlammetjie my hartjie warm maak. Vul my weer met u teenwoordigheid. Nou mag jy dalk vanoggend vra, hoe pas hierdie tema in by ons gewone temas, waar ons gewoonlik praat oor die siege en die fisiese? Eintlik is dit heel eenvoudig. Baie mense leef vandag met 'n lamp wat flikker. Die struikelblokke van die lewe maak mense moeg. Verliese, teleurstellings, verwerping, trauma, uitbranding en die druk om altyd sterk te wees, laat baie harte leeg voel. Party mense glimlag nog aan die buitekant, maar binne voel dit asof die olie net te min geword het. En daarom raak hierdie lied so diep, wanneer 'n mens die betekenis daarvan begin verstaan. Dit is glad nie 'n lied van prestasie nie, dit is 'n lied van afhanklikheid. Dit sê nie, Abba, kyk hoe sterk brand ek nie, dit sê eerder, Abba, hemelse Papa, ek kan nie sonder u brand nie. In die Bybel sien ons hoe olie dikwels met genesing en herstel verbind word. In Jakobus 5 lees ons dat mense met olie gesalf is, terwyl daar vir hulle gebid is. En die olie self was nie magies nie, maar dit was 'n teken van Abba se teenwoordigheid, sy sorg en natuurlik sy genesende aanraking. Daarom, liewe luisteraar, kan hierdie lied ook 'n gebed wees vir iemand wat emosioneel of geestelik seer gekry het. Wanneer ons hom verder sing en sê, keep me burning till the break of day, kan dit beteken, Abba, help my om vas te hou totdat die donker seisoen verbygaan. Help my om nie moed op te gee totdat die lig weer deurbreek. Nou, die nag waarvan die lied praat, kan baie dinge voorstel. Vir sommige mense is dit 'n tyd van rou. Vir ander is dit dalk angs of depressie, eensaamheid, geestelike droogte of bloot die moegheid van die lewe.
En tog sê die lied nie, dat daar nooit donkerte sal wees nie. Dit vra eerder, dat Abba ons sal dra deur die donkerte, totdat die oggend aanbreek. En dit is een van die mooiste dinge van Abba se hart. Hy breek nie mense af, wat reeds swak is nie. As ons kyk na Jesaja 42 vers 3, sê dit die volgende: 'n riet wat geknak is, sal hy nie afbreek nie, en 'n lampput wat dof brand, sal hy nie uitdoof nie. Hy sal die vul van God laat seevier. So 'n geknakte riet was iets wat broos en beskadig was, iets wat eintlik maklik weggegooi kon word. 'n dowwe lampput was 'n lamp wat amper doodgaan, met net nog 'n klein bietjie rook of glimmende vuur oor. En hierdie beeld iets so mooi en merkwaardig uit. Dit beteken dat Abba sagwerk met mense wie se vlam klein geword het. Hy blaas nie die laaste bietjie hoop dood nie, hy beskerm dit. Hy kom naby aan mense wat uitgebrand, moeg en stikkend voel. Nou baie keer probeer mense hulle self genees, deur harder te werk, meer te doen, of almal gelukkig te probeer hou. Ander probeer hulle pyn weer wegsteek, deur altyd besig te bly. Maar die lied herinner ons daaraan, dat 'n lamp nie helder brand, omdat dit probeer harder werk nie, dit brand, omdat dit gevul word met olie. Net so genees die mens se hart, nie bloot deur inspanning nie, maar deur Abba se teenwoordigheid. Ware genesing begin dikwels, wanneer iemand uiteindelik eerlik genoeg raak om te sê: Abba, ek het U nodig. Ek is leeg, vul my weer. Daar is ook 'n baie mooi verband tussen olie, hierdie lied, en Jesus se gelykenis van die wyse en dwaase maagde in Matteus 25. Nou die interessante deel van hierdie hoofstuk was dat daar 10 meisies was, en al 10 het lampies gehad, maar slegs 5 het ekstra olie gehad. So as ons na die prentjie kyk as 'n buitestander, sal ons dalk sê, almal het voorbereid gelyk, almal het gewag, hulle almal het lampies gedra, en al 10 van hulle het heel waarskynlik almal dieselfde gelyk in die donker. Die verskil het egter eers gekom, toe die wagtydperk langer geword het. Daar waar die 5 wyse meisies ekstra olie gehad het, en die ander 5 tekort gekom het in daardie opsig. Die olie het geestelike gereedheid en 'n lewende verhouding met Abba voorgestel. En dit wys vir ons dat Abba, hy staan nie belang in uiterlike godsdiens of 'n mooi voorkoms nie, maar in 'n hart wat werklik aan hom verbind is. Daarom word hierdie lied ook 'n gebed van oorgawe. Abba, hou my naby aan U. Moenie dat my liefde vir U doodgaan nie. Miskien sit daar vandag iemand daar buite wat voel dat hulle lamp baie swak brand. Jy voel dalk geestelik leeg, emosioneel moeg of selfs ver van Abba af. Dan is hierdie lied 'n herinnering dat Abba nie vra dat jy jouself eers moet regmaak voordat hy jou nader trek nie. Liewe luisteraar, Abba nooi jou juis in jou swakheid. Jesus sê in Matteus 11 vers 28, sê hy, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Die wonder van Abba se liefde is dat hy nie net die helder vlamme liefhet nie, maar hy sorg ook vir die dowwe vlammetjie. Hy sien die mense wat stilweg swaar kry.
Hy sien die harte wat probeer aanhou en hy sê, ek sal jou weer vul. Ek sal jou weer dra en ek sal jou weer laat hoop. Uiteindelik gaan die lied Give me oil in my lamp. Is dit nie net 'n liedjie nie, maar dit gaan oor die diep gebed van 'n menslike hart wat sê, Abba, hou my naby U. Wanneer ek moeg raak, vul my weer. Wanneer my lig dof raak, beskerm dit en deur elke donker seisoen, hou my brandend tot die oggendlig weer deurbreek. Nou dink ek, baie van julle mag dalk nou vra, hoe maak ek my olie weer vol in 'n moeilike seisoen? Wanneer 'n lamp in Bybelse tye begin dof brand het, was dit nie 'n teken dat die lamp waardeloos geword het nie. Dit het net beteken, die olie moet weer aangevul word. Nou die wonder van Abba is dat hy nie van ons verwag om uit eie krag aan die brand te bly nie. Hy nooi ons eerder terug na sy teenwoordigheid. Nie om te perform nie, maar om gevul te word. Nou ongelukkig leer die wêreld mense om altyd sterk te wees, altyd produktief te wees, altyd okay te wees. Maar by Abba werk dinge anders. Baie keer begin die lamp weer vol raak in klein, stille oomblikke, in 'n eerlike gebed, in trane wat nie meer teruggehou word nie, in aanbidding wanneer daar nie eens woorde is nie, in die sagte besluit om nie van Abba weg te hardloop wanneer ons seer het nie, maar nader. Abba vul dikwels nie mense in lawaai en gejaag nie, maar in die stil plekke waar die hart uiteindelik oopbreek vir hom. Soms lyk hervulling nie soos groot emosies of dramatiese oomblikke nie. Soms lyk dit soos rus, soos asemhaal, soos 'n skrifgedeelte wat skielik lewe bring, soos iemand wat vir jou bid, soos vrede wat stadig terugkom, soos jy besef dat jy nie alles alleen hoef te dra nie. Die woord wys vir ons dat olie ook deur druk gekom het. Olywe moes gepars word voordat die olie kon vloei. En hoewel niemand pyn kies nie, sien ons hoe Abba selfs moeilike seisoene kan gebruik om iets diepers in 'n mens te vorm. Nou party mense ontdek eers in hulle donkerste seisoene hoe naby Abba werklik is. Hulle leer 'n sagter afhanklikheid, 'n dieper gebed, 'n meer egte geloof. Nie die soort geloof wat net bestaan wanneer alles goed gaan nie. En dalk is dit die mooiste deel van die olie in die woord. 'n Lamp maak homself nie vol nie. Dit moet gevul word. Net so hoef ons nie onsself te probeer red of heel te maak deur harder te probeer nie. Ons mag weer en weer na Abba toe kom en sê, Abba, ek voel leeg, maar U is nog steeds die een wat vul. Vanoggend, liewe luisteraar, is my hart dat Abba jou sal ontmoet in jou seisoen. Daar waar jy nou is, daar waar jou liggie dalk dowwer geraak het, daar waar jy sit vanmôre in jou herfsttyd, in jou droogte, in jou huiwering of jy nog kan aangaan. Hoor vanmôre, Abba wil jou lampie weer volmaak. Word weer honger en dors vir Abba. Spandeer tyd in sy woord. Ek sluit met die volgende gedagte.
Psalm 119 vers 105 sê die volgende: U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Nou as ons kyk in die Bybelse tye, het mense nie straatligte gehad nie. Wanneer hulle in die donker geloop het, het hulle klein olielampies gedra, wat net genoeg lig gegee het vir die volgende paar tree. Die lamp het nie die hele pad op een slag gewys nie, net die volgende gedeelte. Dis net soos my en jou lewe, liewe luisteraar. Abba se woord wys nie altyd onmiddellik die hele toekoms nie, maar dit gee genoeg lig vir die volgende tree. In moeilike seisoene wil mense dikwels die hele plan sien, maar baie keer sê Abba, vertrou my net vir die volgende tree. En interessant genoeg, 'n lampie kon nie brand sonder olie nie. As ons daaraan dink, dan sien ons natuurlik die beeld van die lamp en die olie is ook die lig en Abba se teenwoordigheid. Die woord bring vir ons rigting. Die Heilige Gees bring die olie en Abba hou die lig aan die brand, selfs in die donker tye. Kom ons bid saam. Abba Vader, vanoggend kom sit ons by u voete. Nie omdat ons alles bymekaar het nie, maar juis omdat ons u so nodig het. U sien die harte wat moeg geword het, die mense wat probeer sterk wees, die siele wat stilweg swaar kry, terwyl niemand anders dit raak sien nie. Abba, party van ons se lampies brand helder, maar ander flikker al hoe dowwer. Party voel leeg, uitgeput, angstig en bang vir wat môre inhou. Maar dankie dat u nie wegstap van 'n dowwe lampie af nie. Dankie dat u sag is met die gebroke mense. Abba, ons vra vandag, gee weer olie in ons lampies. Vul ons weer met u vrede, u teenwoordigheid en die Heilige Gees. Waar daar vrees gekom het, bring u rus. Waar die wêreldse geraas ons gedagtes moeg gemaak het, laat u stem weer sag en duidelik hoorbaar word. Abba, salf die seerplekke wat ons vir so lank probeer wegsteek het. Raak die wonde aan wat mense nie kan sien nie, die teleurstelling, die verlies, die bekommernis, die uitbranding en die stille trane. U woord sê dat u naby is aan die gebrokenes van hart. En daarom vra ons dat u vandag weer naby sal kom. Laat die olie vloei oor elke plek in ons lewe wat droog geword het. Abba, leer ons ook dat ons nie uit ons eie krag hoef te brand nie. Bring nuwe lig waar dit donker geword het. En Abba, selfs in die wagtye van ons lewe, hou ons brandend. Wanneer die nag lank voel en die antwoorde stadig kom, help ons om vas te hou aan u. Laat die lig in ons bly, skyn totdat die oggend weer deurbreek. Dankie dat u steeds herstel, steeds genees en steeds vul. In Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy vanoggend weer die tyd uitgekoop het om in te skakel en saam geluister het. Saam 'n prentjie geverf het van hoe vol of leeg jou lampie dalk mag wees. Weet net vanmôre, liewe luisteraar, daar is hoop. As ons saam jou kan bid, of jy dalk 'n voorstel het vir die program, kontak my gerus op die nommer 062 723 8520. Dis 062 723 8520. Mag Abba se lig vandag helder oor jou skyn. Be blessed en geniet jou dag. Bye.